My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Vandag weer hier by julle. Julle weet julle wat? God het vir my en jou 'n wapen gegee. En hierdie wapen is geloof. En het jy geweet dat geen werk van die duiwel sal kan bestaan as jy begin geloof beoefen nie. Maar wat is geloof? Kom ek en jy lees 'n bietjie wat is geloof. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ek wil net gou daar stop. Hoop ek vir iets as ek dit al het? Nee. Nee. Maar nou sê hy hierso, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek nog nie het nie. Dis geloof. So nou, as jy iets van die Here af wil ontvang, nee, dan soek of kyk of vra jy vir iets wat dit vir jou voel jy het dit nog nie. En dan sit jy 'n vaste vertroue daarop dat God dit sal doen. Amen. Nou, so die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So julle, daai ding is nog nie daar nie, né? Jy gaan deur 'n situasie of 'n toestand of 'n siekte of 'n man, noem dit wat ook al dit is, né? En jy kan nog nie die genesing sien nie. Jy kan nog nie aan dit vat nie of voel nie, né? Maar jy sit jou absolute vaste vertroue op God. Hoe sit 'n mens jou vaste vertroue op God? Hoor nou hier. Jy doen dit so. Jy sê, Here, kom ons sê jy R10,000 tekort vir iets wat jy moet koop. Vader, ek bid in die naam van Jesus Christus. Dank ek U en prys ek U en loof ek U, Here, vir hierdie 10,000 wat nou kom. Ek loof U, ek dank U, ek prys U daarvoor, Here. Ek gee U die lof en die eer. Here, ek sien al hoe word dit in my bank inbetaal en ek dank U en ek ontvang dit, my God, nou in Jesus se naam. Môreoggend as jy uit die bed uit opstaan en is nog nie in jou bank nie, dan sê jy, ek dank U, ek prys U, ek loof U. Julle hoor gou hier, hoekom moet ons deur sekere goed in ons lewens gaan? Dis sodat jou geloof beproef kan word. Nee, dit help nie, jy gee my 'n kar, maar jy sê vir my ek mag hom nie ry nie. Nee, wat beteken dit vir my? Dit help nie, God gee jou geloof, maar jy het nooit geleentheid om dit te beoefen nie. En weet jy hoe beoefen jy geloof? Jy roep die dinge wat nie is nie, asof dit klaar daar is, en jy breek uit in danksegging daarvoor. Al sien jy dit nog nie, hou jy aan sonder ophou. En ek sê vir jou, elke knie in die hemel, op die aarde en onder die aarde, sal buig voor hierdie tipe van geloof en moet gehoorsaam wees. Daarom sê hy vir ons verder, in vers 2, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Alles wat jy jou oë nou op lê, daai bome, né, hierdie hout wat in hierdie houthuis is, né, as jy buite jou venster kyk en jy sien 'n voeltjie daar vlieg, né, alles wat jy jou oë op lê, alles wat jy nou kan sien, het nie uit tasbare dinge gekom nie, maar uit die onsienlike. En God het dit gespreek, jy sien, geloof, jy moet dit spreek. Jy moet dit aanhou spreek, en jy moet dan aanhou in danksegging uitbreek vir dit, voor God, totdat dit manifesteer in jou lewe. Maar weet julle wat, ons doen 'n skietgebedjie, en dan sit ons in wag, en ons beoefen nie die geloof, na die volheid wat hy moet wees nie. So kom ons verander 'n bietjie hoe ons dinge doen, en ons spreek dit, en ons dank God vir dit, en ons loof hom, en ons prys hom, en ons eer hom, totdat ons dit ontvang het. Amen. Goed. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Nou kom hy in vers 5. Deur die geloof is Henog weggeneem
om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag. En dan kom hy in vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek glo dat God is 'n beloner van die wat hom soek. Ek soek God, daarom sal hy my beloon vir dit waarvoor ek hom vertrou. Daarom sal ek dit aanhou uitspreek, baie belangrik uitspreek. En daarom sal ek aanhou in lofprysing en danksegging, sal ek hom eer gee vir dit wat ek dalk nog nie sien of ervaar nie, of aan kan vat nie. Maar ek weet dat ek weet dat dit reeds geval is. In Jesus se naam. Seëning, liefde, pastoor was. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.